Abraham en die Torah. Baie belydende gelowiges is vandag onder die misleide opvatting dat slegs Moses en die kinders van Israel beveel was om die Torah of wet te onderhou en is nie vertroud met die feit dat Abraham ook die Torah onderhou het nie. Moses vertel vir ons in Genesis 26 vers 4 dat Majesteit Jahwe aan Abraham en sy nageslag die hele land van Kanaan beloof het, waarin hy op daardie tydstip nog 'n bywoner was. En in Abraham se saad sou al die nasies van die aarde geseën word. Hoekom? Omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette, Torah, onderhou het. Met ander woorde, die beloftes van die Abrahamitiese verbond was afhanklik van Abraham se gehoorsaamheid en getrouheid, nie net om die Torah te onderhou nie, maar om gewillig te wees om sy eniggebore seun Isak op te offer. Die eertydse Israeliete het die Torah vergeet deur honderde jare van slawerny in Egipte, en dus het Majesteit Jahwe sy Torah deur die Mosaïese verbond heringestel as 'n voorvereiste om die Israeliete terug te keer na die verbondsland wat aan Abraham en sy nageslag beloof was. Vader wou hê dat sy verbondskinders moet besef hoe krities dit is om altyd te onderskei tussen die rein en die onrein, tussen die heilige en die onheilige. Vandag bevind die verstrooide volk van Israel, naamlik Abraham se nageslag, ook bekend as die bruid van Yeshua deur sy bloedverbond, ons in 'n soortgelyke situasie as wat ons voorvaders was, toe hulle in slawerny in Egipte was. Nie net het baie broers en susters die belangrikheid daarvan vergeet om ons hemelse Vader se Torah of instruksies te onderhou nie, maar die meeste weet nie eers die leringe en instruksies wat vir die lewe gegee is nie. Die gesant Paulus herinner ons in 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18 aan 'n gebod in Torah wat verklaar as volg: Daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, sê Jahwe, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê Jahwe die Almagtige. Paulus gaan voort in 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die afgesonderdheid in die vrees van Elohim vervul. Broers en susters, medevolksgenote, die Torah of instruksies leer ons wat rein en onrein is, en wat ons besoedel, en hoe om heiligheid te vervolmaak. In Matteus 28 vers 19 beveel die meester Yeshua al sy disippels om te onderrig en al sy gebooie te onderhou. Oor hierdie onderwerp, een messiaanse profesie wat Yeshua vervul het, is Jeremia 31, wat in Hebreërs hoofstuk 8 herhaal word, wat verklaar dat die nuwe verbond bedoel is om die Torah of instruksies van Majesteit Jahwe in ons gedagtes en op ons harte te plaas om te gehoorsaam. Selah.